Nou vandag is Moedersdag. Het julle daarom almal vir julle moeders geluk gesê? Ooh, van julle is nou lekker dik in die moeilikheid. Nou om 'n moeder te wees is 'n belangrike rol wat God gekies het om aan baie vrouens te gee. Maar die Bybel sê nêrens dat elke vrou 'n moeder moet wees nie. Dit sê wel dat die wat God gekies het om moeders te wees, moet hierdie verantwoordelikheid ernstig opneem. Die Here het 'n geweldige verwagting van moederskap. Ons fokus baie op die manne as konings, priesters en profete, en ons hamer baie keer op dit en sê vir die manne, gister het ek huwelik gedoen en ek het soms so net die Here het op my hart gelê en ek het met Zillen gepraat weer oor koning, priester en profeet wees van sy huis. So dis 'n ding wat gereeld opkom, is 'n ding wat ons baie aanspreek. Maar ons gesels baie min oor die verwagting wat God van mammas het, van moeders het. Nou ons gaan vandag so 'n bietjie oor 'n paar van hierdie dinge gesels. Eerstens, 'n Christen moeder moet haar kinders lief hê. Titus 2 vers 4 en 5. Hierdie bejaarde vrouens moet die jong vroue leer om hulle mans en hulle kinders lief te hê. Die Here verwag dit. Jy moet jou kinders lief hê, maar ek dink dit is sommer net 'n ding wat outomaties kom, maar ek het al 'n paar mammas gesien wat nie vir hulle kinders lief is nie. Dis few and far between, is werklik min van hulle, maar ek dink dalk weet hulle nie wat liefde is nie. Vers 5 sê, en om met selfbeheersing en rein te leef, om goeie tuiste skeppers te wees wat onderdanig is aan hulle eie mans, dan sal die boodskap van God nie belaster word nie. Sodat sy geen verwyte kan hê nie en daardeur seker kan maak dat God se woord nooit belaster word of sleg gesê word nie. Dis hoekom mammas vir hulle kinders moet lief wees en leer. Die ouer vrouens moet die jongeres leer. Die oumas, die ouma grootjies moet hulle leer hoe om met hulle mans te werk, hoe om hulle kinders lief te hê. Al hierdie dinge, selfbeheersing, dit moet oorgedra word van geslag na geslag. Dis 'n voorreg om deur God gekies te wees om 'n maat te wees. Want kinders is 'n gawe van God. Ons lees dit in Psalm 127. Dis 'n blessing om 'n kind te hê. Dis 'n groot verantwoordelikheid, dis 'n voorreg. In Titus 2 vers 4 word die Griekse woord philoteknos gebruik oor hoe moeders hulle kinders moet lief hê. Hierdie woord verduidelik daardie spesiale moederlike liefde. Die wat hierdie woord gaan oor omgee, oor versorging, oor 'n liefdevolle benadering, bevrediging van die kind se behoeftes, om hulle te help en om elke kind te sien as 'n spesiale geskenk van God. Dis hoekom daar net iets anders in 'n mamma is. Daai liefde is net, ek wil sê, out of this world. En die Here verwag dit. Moeders het 'n unieke rol in die lewens van hulle kinders. Moederskap moet nooit as moeilike of harde werk gesien word nie. En is ongelukkig, party mammas raak so 'n bietjie gefrustreerd en dan sê hulle vir kinders, julle maak my moeg. Dis die woorde wat 'n kind moet hoor nie. Dis wanneer ons daai woorde so 'n bietjie moet terughou en daai eie gevoelens wat ons het, wil dit te sê, want party mammas kom en sê, weet jy, ek weet nie hoekom ek jou ooit gehad het nie. Dis nie woorde wat 'n kind wil hoor nie. Ons breek hulle af. Ons maak hulle seer. Mammas, dink voordat jy praat. Net soos 'n moeder die kind tydens swangerskap versorg en omgegee het, behoort dit ook so te wees met die kind se lewe. Maak nou nie saak of dit is wanneer hulle tieners is nie. Ja, want hulle kan moeilik wees, nee. Ja. En of dit is wanneer hulle bietjie groter is nie, jong volwassenes. En selfs wanneer hulle groot is nie, en hulle eie kinders. Dis 'n groot verantwoordelikheid.
Soos dit hulle in die maagie was en jy het hulle versorg en na hulle gekyk en jy die regte goedjies geëet en jy die stokkies gelos en jy die doppies gelos en so aan, want alles gaan oor die baba, né? So moet dit wees tot wanneer hulle self hulle eie kinders het. So kyk ons na hulle. 'n Ma moet haar kinders nie net onvoorwaardelik lief hê nie, sy moet vir hulle omgee en hulle versorg. Sy moet betrokke wees in hulle opvoeding, in hulle doen en hulle late. Sy moet hulle leer van dissipline en selfversorging. As hulle val in iets, moet sy hulle onvoorwaardelik lief hê en aanvaarding hê om te sê, dit was 'n slegte een, maar ek bly lief vir jou. Kom, hoe gaan ons verder? Hoe gaan ons hierdie ding deurkom? Hoe gaan ons dit beter maak? Sy moet hulle leer van die Here en sy moet hulle in die weë van die Here opvoed. 'n Moeder moet in haar kinders se lewe 'n voorbeeld stel vir haar kinders. Haar kinders moet kan opkyk na haar toe. En sê, "Wow. Hoe lekker is dit of sal dit wees as ander kinders kom en sê, "Ja, wens my ma was soos jou ma." Dis waarvoor ons moet strewe. En nie omdat jy die kind se pellie is nie. Jy is die ma. Dis 'n belangrike rol. So baie mammas vandag wil hulle kinders se pellies wees. Die Here het jou nie gemaak om jou kinders se pellie te wees nie. Jy is die mamma, die moeder met die verantwoordelikhede wat daarmee saamloop. Verskeie dinge word verwag van 'n mamma. Toeganklikheid, oggend, middag en aand. Deuteronomium 6 vers 6 lees ons dit. Jy moet jouself heelhartig verbind aan die gebooie wat ek vandag vir jou gee. Skerp hierdie woorde by jou kinders in en praat met hulle daaroor wanneer jy by die huis is, wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê, wanneer jy opstaan. Dis enige tyd. Oggend, middag, aand moet jy beskikbaar wees, moet jy met jou kinders kan praat. Enige tyd moet hulle na jou toe kan kom en jou kan vra. Jy moet betrokke wees, jy moet interaksie hê, besprekings in die proses van die lewe. Hoeveel dogtertjies maak 'n fout in hulle lewens met verhoudings? Want mamma was nie daar nie. Ons praat nie oor seks in hierdie huis nie. Waar gaan hulle dit leer as jy as die ouer nie praat met die kinders oor dit nie? By die verkeerde kinders gaan hulle die goeters hoor. Hulle waardestelsel gaan bepaal word deur ander kinders as jy as mamma nie met jou kinders praat oor waardes nie. Jy moet daar wees in elke proses van die lewe. Jy moet hulle onderrig. God se woord en die Bybelse siening van die wêreld is twee verskillende goeters. Ons kan daarvan lees in Psalm 78 en Deuteronomium 4. Kan julle daarvan gaan lees. As jy nie die kind leer nie, dit wat ek nou gesê het, gaan hulle leer van die wêreld. As jy nie goddelike waardes vir jou kind leer nie, as jy nie die Bybel van hulle leer nie, gaan hulle, in ons tyd was dit die Scoop, nee, die Playboy tydskrifte. Vandag is dit goed op internet so bekombaar en so maklik. Dan gaan hulle hierdie swak waardes leer. Opleiding, help om die kind se bekwaamheid te ontwikkel en sy goeie eienskappe te erken en te verbeter. Hou op, hierdie is sommer vir die pappas, hou op om jou kind te forceer om 'n Springbok rugbyheld te word as jy jouself nie rugby kon speel nie. Moenie jou drome deur jou kind wil uitleef nie. Elke kind het sy eie unieke eienskappe, sy eie gawes en sy eie talente. Ontdek dit, ontwikkel dit, help hulle om te groei in dit. Mamma, dis jou verantwoordelikheid. Jy is die een wat die tyd spandeer. Ook die kind se geestelike gawes is so belangrik. Wat is jou kind se gifting? Meeste van ons weet nie eens wat ons eie is nie. Leer wat is jou gawe en jou talent en help jou kind om syne te ontwikkel. Dissipline. Ja, jy moet dissipline by die huis hou. Dissipline is op die einde van die dag die pappa se verantwoordelikheid. Manne, as jy nie jou kinders dissiplineer nie, dis nie jou vrou se werk nie. Hoor mooi. Sy moet dissipline ook toepas, maar jy is die een wat die straf moet doen. Die mamma se handjies is sag. Hulle gee die liefde.
Jy is die een wat pak moet gee. Ja, die pa is die een wat die straf gee. Moenie die verantwoordelikheid op jou vrou afskuif nie. Jy moenie jou kind met die hand slaan nie, slaan met iets, want die hande gee liefde. En 'n kind moet pak kry. Moenie jou kop vir my so maak nie. Die Bybel sê dit. Kinders moet pak kry. Tigtig hulle, want jy's lief vir hulle. Mamma, versorging, konstante beskikbaarheid, vryheid om wel te kan faal, aanvaarding en onvoorwaardelike liefde as daai kind 'n fout maak. Dis reg, ek het dit net nou gesê. Kom ons werk deur dit. Wat leer ons hier uit? Kom ons gaan vorentoe met dit. Jy vorm die kind se integriteit. Wat 'n voorbeeld het jy vir jou kind? Boetie, jy moenie vloek nie. Jo, maar die matrose kan by jou kom leer, nee. Monkey see, monkey do. Donderdag aand toe sê ek hier vir die ouens van die orkes. Moenie maak soos ek maak, jy maak soos ek sê. Nee. Maar ons kinders maak soos wat ons maak. As jou praat en jou aksies nie saamkom nie, hulle doen wat jy doen. Jy kan jouself blou in die gesig praat. Nou dis voorwaar 'n geweldige groot verantwoordelikheid, is dit nie? Ek sien van die mamma se skouertjies het soms so gesak. Want dit is 'n baie groot verantwoordelikheid, maar God is getrou. Ons het nou die dag ook daaroor gepraat. Die Here verwag sekere goed van ons, maar hy is so gracious en hy het soveel genade. Hy help ons. Hy rus ons toe. Hy gee vir ons. Hy gee eers en dan vra hy. Onthou julle. Hy help ons en hy rus ons toe. Nou ek lees in die week 'n baie mooi stukkie oor mammas en ek gaan dit vir julle lees. 'n Ma is gemaak van liefde en baie staal om haar teen die onsigbare houe te beskerm. 'n Ma se vel is seker lekker dik, want sy steur haar min aan tienerbye en geite. Sy weet ook tieners bedoel selde wat hulle sê en sê selde wat hulle regtig bedoel. 'n Moeder is gemaak met ekstra wysheid, met oorvloed geduld en 'n handvol genade. 'n Mamma se hart is groot, daar is altyd plek vir nog een. Sy kan selfs 'n ander mamma se kinders lief hê. 'n Mamma sal haar kinders ten alle koste beskerm en veilig hou. Sy bid vir hulle, van hulle gebore is tot hulle eendag groot is. Al word jy hoe oud, jy sal altyd jou moeder se kind bly. Onthou, elke ma was ook op 'n tyd 'n klein dogtertjie en daarna 'n tiener. Sy sal ook onthou dat sy self soms bang was en onseker was en ook net die liefde en aanvaarding van haar ma nodig gehad het. Soms bly daar niks anders oor vir 'n mamma as om te bid vir wysheid en insig. Die Here stuur vir haar vanuit sy skatkamers die krag, wysheid en geduld wat sy so nodig het. Mammas is ook soms onseker en bang. Sy het nie altyd al die regte antwoorde en die wysheid nie. Soms voel sy ook oormoeg en moedeloos, maar nooit verlangd nie. Soms breek haar hart en huil sy saggies waar haar kinders haar nie kan sien of hoor nie. Sy weet egter dat die Here haar trane sien en haar weer krag gee om aan te gaan om 'n moeder te wees. 'n Mamma is nie volmaak nie. Sy is ook maar net 'n mens. Sy maak ook foute en daarom kan sy ook sê, ek was verkeerd, ek is jammer, vergewe my. 'n Ma is baie min dat sy nie besig is nie. Daar's altyd nog iets om te doen. Sy word ook nooit moeg om goed te doen nie. 'n Ma hou nie daarvan om na haar kinders se verskonings te luister nie. Maar sy is die ene wat vinnig namens haar kinders by ander verskoning maak. 'n Ma kan baie dinge in een wees
'n beraader, 'n Uber-drywer, kitsbank, aanmoediger, noem maar op. En dit sal 'n mamma wees. 'n Ma is so ingestel op haar kinders, groot of klein, dat sy die seer of emosies in hulle oë kan raak sien, voordat die hartseer, trane en teleurstelling uitkom. Soms beleef 'n ma ook hand in die hare oomblikke, en sy voel alleen ten spyte van deurmoedigheid in die huis. Dis dan wanneer God haar veilig in sy arms toevou, en haar verseker, sy is goed genoeg. Daar is tye wat 'n ma so bekommerd is oor haar kinders, dat sy in 'n oomblik ouer en grys kan word. Elke ma beleef haar oomblikke, maar oomblikke waar sy afhanklik is van die een wat haar gemaak het. Soms as jy mooi kyk, kan jy sien hoe skitter die glans van die hemel uit haar oë. Soms sal jy hoor hoe sy saggies met hom praat, kompleet asof hy langs haar staan. Daar's baie genade uit die hemel vir die ma's, wat 24 uur per dag aan die gang is. 'n Ma deins nie terug vir groot uitdagings nie. Sy pak dit aan en doen wat sy moet doen, omdat sy kan. Sy is 'n ma wat weet waar haar daaglikse brood en krag vandaan kom. Die mooiste deel van ma wees is om te weet sy hoef nie ver te gaan soek na die Here nie, want hy is altyd daar by haar, tussen die vuil wasgoed en die skorrelgoed wat nooit opraak nie. Hy kom ontmoet 'n ma sommer net daar waar sy is. Weet net dat daar in elke ma se hart 'n klein dogtertjie is, wat ook smag na haar eie ma. Veral wanneer die lewe haar voete onder haar uitskop, en sy weerloos en alleen op die klipharde grond lê. Dit is wanneer elke mamma net boontoe kan kyk, en die Here haar weer krag kan gee om aan te gaan, en vir haar kinders liefde kan wees. Is dit nie mooi nie? En ek dink baie keer, manne, as ons so na hierdie gedeelte luister, en besef, dat jou ma, of jou vrou, ook hierdie behoefte het, dat sy ook baie keer bietjie in die grond lê, dan dink ek voel baie keer skuldig. Ek is nie altyd daar nie. Veral as jou vrou nie 'n mamma het nie. Na wie toe gaan sy? Jy is haar man, moet daar kan wees, en kan ondersteun, en kan dra. Ma, mamma, mams, moeder, moeks, moeksie, baie name wat aanduiding gee van die gehalte van 'n verhouding tussen 'n ma en haar kind. Moederskap is 'n kosbare faset van menswees. Dit is 'n konsep wat ons assosieer met sorg, met omgee, beskerming, opoffering, geduld, aanmoediging, grappies, speel, opvoed, omgee, liefde. Is al hierdie goeters wanneer ons hierdie naam hoor, wat ons ervaar. Dis dinge wat jy sien onmiddellik wanneer ons sê moeder, mamma. God is die bron van hierdie moederlike omgee. Ons sien hom. Ons sien sy karakter in hierdie moederlike omgee. Want dis wie God is. Dis hy omgee. Dis hy liefde. Hy word diep geraak deur ons swaar kry en ons probleme. Hy identifiseer uit die diepte van sy wese met elke situasie waarin ons is. Ons weet hy sien raak waarmee ons sukkel. Hy verstaan, hy sien ons trane. Psalm 10 vers 14 sê, en die hele tyd het u dit gesien, die lyding en verdriet, u let daarop en u maak daar 'n einde aan. Die Here sien, waarmee stoei ons. Die Here gee graag goeie dinge aan ons,
Sy hart word gou sag. Hy is geduldig en het sy kinders baie lief. Vir almal is die Here goed. Hy gee om vir alles wat hy gemaak het. Die Here sorg vir almal wat seer kry. Tel elke ene op wat swaar kry. Hoor jy 'n mamma se hart? En dit wat die Here is. Psalm 145 vanaf vers 9 sê, almal vestig hulle hoop op U. U versorg elkeen op die regte tyd, omdat U goed is. Gee U maklik goeie dinge aan ons. U gee meer as genoeg van die goedheid aan almal op aarde. Hoor jy mamma se hart? En God se hart? Wat van Jesus? Jesus wat die menslike vergestalting van God is, hy wat God op aarde was vir ons. Hy het hulle innig jammer gekry. Hoeveel keer het ons lees ons dit in Jesus se bediening? Hy het hulle innig jammer gekry. Dit het ek net nou gesê het ook, hy het gaan stop. Hy was op pad ergens heen. Dan stop hy. En hy kry mense jammer. En hy gee om, en hy staan stil. Hy ontwrig sy planne vir die dag, om daar te wees, omdat hy omgee, omdat hy liefde is. Dink maar in die menigtes wat hom gevolg het, die siekes wat hy gesond gemaak het, die skare wat 5 broodjies, 2 vissies, het hy gevoed. Het jy al gesien hoe kan jou ma as hy kas te leeg is, 'n magic eater daar uitdruk, nee, met 'n blikkie pilchards of 'n blikkie boelie beef. En dit proe lekker, want is met liefde gemaak. Die weduwee se seun, sy vriend Lazarus het hy die dood uit opgewek het. Dis liefde. Dis omgee. Dis 'n moederhart wat Jesus ook vir die mense gehad het. Waarmee het ek en jy vandag? Manne, praat spesifiek met julle. Liefde kom net uit 'n vrou uit. Waarmee het ek en jy vandag? Teenoor 'n moeder se liefde, teenoor God se liefde, teenoor Jesus se liefde. Waarmee het jy jouself? Waar staan jy? Julle weet natuurlik in die Bybel staan instruksie vir die mans. Mans, julle moet julle vrouens lief hê. Julle het dit geweet. Dis 'n opdrag van die Here. Manne, julle moet julle vrouens lief hê. Het jy geweet die Here sê dit nêrens vir 'n vrou nie? Ja. My persoonlike opinie is omdat daai liefde van God outomaties deur 'n vrou vloei. Dit is nie nodig om gesê te word om lief te hê nie. Kom outomaties, want dis wie God in haar is. Kom ek en jy leef elke dag na die voorbeeld van ons moeders, na die voorbeeld van Jesus se moederhart, van God se moederhart. Kom ek en jy leef elke dag so, met hierdie liefde en omgee om 'n verskil te maak. Amen. Kom ons sluit die oë. Almagtige Vader, baie dankie vir U genade, vir U guns, vir U goedheid. Dankie vir mammas. Here, soos Andrew so mooi gebid het ook vroeër in die diens. Ons is werklik geseënd om mammas en vrouens in ons lewens te hê. En Here, vanoggend eer ons en ons dankie vir wie hulle is en vir wie U in hulle is. En Here, van ons kom kort. Ons manne veral, ons kom kort. En ek bid Here dat U in elke ene van ons 'n moederhart sal skep. 'n Omgee hart, Here. Nie net vir ons kinders en vrouens nie, maar ook vir die wêreld. Soos dit Jesus kon stil staan
Al was hy hoe moeg gewees, dat hy wou weggaan om te gaan rus, en dan kom mense, en dan gee hy nog. En hy gee nog. Dis so 'n mooi voorbeeld vir ons. Help vir ons Here, om soos ons verlosser te wees. Dankie vir ons mammas. Here, dankie dat hulle so lief is vir ons. Ek wil dan ook vir oggend, Here, vir elke mamma, elke vrou, elkeen wat nog 'n vrou gaan wees, 'n spesiale seën bid. My sissies, ek seën jou vir oggend in die naam van God die Vader, van God die Seun en van God die Heilige Gees. Dat jy sal kan aanhou om liefde te gee, selfs wanneer jy niks ontvang nie. Maar ek bid ook, dat nie net die liefde van God nie, maar die liefde van al die mense in jou lewe oorvloedig sal wees. Daar wie nog altyd liefdeloos was, dat die Here jou sal seën met liefde van die mense rondom jou. Dat jou lewe so geseën sal wees, soos dat jy jou kinders en die mense om jou seën. Mag die Here se aangesig en sy guns werklik oor elke ene van julle wees. En mag julle elke dag die liefde van God tasbaar ervaar. Dankie vir die genade en dankie vir die guns, Here. Aan U kom toe al die lof en al die eer in Jesus naam. Amen. Amen. Daar sê musikante kom vorentoe, dan sluit ons af.